Johannes 14 vers 23 en vers 20. Gaan lees maar. Die Jesus het gekom sodat ons kan weet, soos wat Vader in hom is, so is hy in ons, né? Hy's altyd by ons. En dan gaan ek lees Efesiërs 1 vers 4 sê, so het ons voor die grondlegging van die wêreld. So het hy ons voor die grondlegging van die wêreld in hom uitgekies, in Jesus uitgekies, in Christus, sodat ons heilig en onberispelik in liefde voor hom sou wees. Vers 5, nadat hy ons voortbestem het, om ons deur Christus Jesus as sy kinders aan te neem, soos hy dit, jy's nie 'n goeie oppasser nie. Maar sy het so ou klein tingerige seentjie op haar heup, jy weet. So ou veertjie, wat sy moet ronddra. Ek gaan vers 5 om een of ander rede weer lees, né? Nadat hy ons voortbestem het, om ons deur Jesus Christus as sy kinders aan te neem. Dankie Bram, baie dankie. Wow, nee Bram, jy moes nie vorentoe gekom. Prys die Here, die klein volk, hè? Die klein volk is 'n teken van die liefde en die goedheid van die Here, né? Nadat hy ons voortbestem het, om ons deur Jesus Christus as sy kinders aan te neem, soos hy dit volgens sy wil goed gedink het. Soos hy dit volgens sy wil goed gedink het. En dit is dan hier. Welkom in die kinderbediening. Welkom. Prys die Here. Nou gaan ons baie armer wees, maar hulle is net hier onder. Prys die Here, is net hier onder. En dit is waar die Passion Translation dit dan sê. Hy sê, and this unfolding plan brings him great pleasure, né? God het dit so goed gedink. Hy put vreugde uit dit wat hy vir ons beplan het. En dit het nie net by planne gehou nie. Dis nie 'n BCM meeting nie. Nee, dit het nie by planne gebly nie. Hy het dit uitgevoer, né? Hy het hierdie plan uitgevoer. Alles gaan vir ons, met ander woorde vir my en vir jou, oor die geliefde seun van God. Alles gaan vir ons oor hom. Die geliefde. Deur hom het ons die reg en ons het die vermoë om op te staan, om teen te staan. Want onthou, die vyand het ongelukkig, al het Jesus vir ons die absolute oorwinning behaal. Wil hy nog steeds, die Here wil nog steeds sê, ons moet vir hom kies, né? In elke situasie en in elke omstandigheid kies ons vir hom of ons kies teen hom. Daar is ongelukkig nie so iets soos 'n neutrale posisie nie. Dis amper soos die politiek, né? As jy nie gaan stem nie, stem jy vir die verkeerde party. So jy moet gaan stem, dis dieselfde. Dis net so iets wat 100% meer belangrik, né? Met ander woorde, deur hom het ons die reg en die vermoë deur Jesus om te kan opstaan teen die vyand. Die vyand het ongelukkig nog die vermoë om met ons te kan praat. Met meeste mense hoor die duiwel baie beter as die Here. Hulle sal vir jou sê, ek het nog nooit die Here gehoor nie. Ek sal sê, maar as ek na jou lewe kyk, dan het jy die duiwel al baie gehoor. Jy hoor hom die hele tyd. Jy moet jou mikrofone afsit, of wat ook al, ek weet nie, daar's ergens fout, jy weet. Julle sien, ongelukkig het hy daai vermoë om te kom en met ons te praat, en negatiewe goed, en negatiewe gedagtes te bring, en bekommernisse te bring. Maar ons kan hom teenstaan, op grond waarvan? Ons kan vir hom sê, vat en gaan. Vat jou vuilgoed. Ons het nou het ek en Tinus hier buite op die erf van die hoek het ons bietjie rommel opgetel. Jy weet, ander ouens se swart sakke wat die honde geskeer het. En ons kan vir die vyand sê, vat jou goed, sit dit in swart sakke en gaan, né? Maar julle sien, Jesus sê in Johannes 8:44, hy, die duiwel, was van die begin af 'n mensemoordenaar. En daar is geen waarheid in hom nie, omdat hy 'n leienaar is en die vader daarvan is. Maar ons het die reg en ons het die vermoë om omstandighede en gedagtes en bekommernisse te weier, om hulle neer te werp, om vir hulle te sê, gaan, né? 2 Korintiërs 10:4.
Die wapens van ons stryd is immers nie menslik nie, maar dank sy God, kragtig om sterk vestings af te breek. Nie net somme, dit is vir my so mooi altyd, dat Paulus skryf nie net om vestings af, hy sê om sterk vestings af te breek. Want die vyand is nie net 'n leienaar en 'n moordenaar van gister af nie. Hy het dit nie eers in een of ander plek in 'n skooltjie waar hy was geleer in die koshuis nie. Hy koshuis leer die baie goed, ek moet sê, maar in elk geval. Hy het dit nie net daar geleer nie. Hy kom van altyd af. En hy's al vir eeue en eeue en eeue is hy besig met sy werk. Daarom die wapens van ons stryd is nie menslik nie, maar danksy God kragtig om sterk vestings af te breek. Vestings wat die vyand al aan eeue mee werk, plannetjies, kan ek en jy teenstaan. En jy sal sê, maar ek is maar net, nee, jy is maar net 'n kind van God. Jy het die Almagtige wat saam met jou is. Jy het die krag van die Heilige Gees, ons het nou net gesê, Johannes 14 vers 20 en 22, die Gees van God is in jou, hy woon in jou. Dieselfde Gees, herinner jou net graag, tussen die lyne, wat Jesus uit die dood opgewek het. Dieselfde Gees waardeur Jesus gesê het, Lazarus, Wena Ukai, kom hier. Kom hier. Hoor julle, dieselfde kragtige Gees van God is binne in jou, binne in my. Daarom kan ons daar teen hom staan. En danksy God het ons hierdie selfde, kan ons die stryd aanvoer om sterk vestings af te breek, redenasies te vernietig. En ook elke skans, vers 5, wat opgerig word teen die kennis van God. Ook neem ons elke gedagte gevange tot gehoorsaamheid aan God. Elke gedagte van ons moet ons sê, wow, ek kan nie nou hierdie kar koop nie. Maar in elk geval, ek praat nou, dis 'n mooi gedagte. Nee. Maar hoor julle, elke gedagte kan ons gevange neem. En ons kan dit in gehoorsaamheid bring. Nie net tot jou vrou nie, maar ook tot die Here, né? Maar baie kere stem jou vrou en die Here saam oor die saak, né? Julle sien, ook neem ons elke gedagte gevange. Ons kan met vrymoedigheid en geloof, kan ek en jy verklaar, Psalm 100, 'n goeie voorbeeld, daar's soveel, maar Psalm 118 vers 6 sê, die Here is vir my. Ek kan vir myself sê, maak nie saak al voel dit of die hele wêreld teen my is nie. Die Here is vir my. Jahwe is vir my. Ek is dat ek is. Wat die Here vir Moses sê wie hy is. Eje asher eje. Ek is dat ek is. Ek kan my met niks anders vergelyk nie. Net die feit dat ek is, maak dat ek die Here is. Jahwe is. Die Here is vir my en ek sal nie bang wees nie. Wat kan 'n mens aan my doen? Wat kan die vyand aan my doen? Want onthou, meeste van die tyd gebruik die vyand mense teen mense. Nou, daar's baie mense sonder grense. En ja, ek gaan nie nog 'n rympie daarvan maak nie. Die Here, vers 7. Die Here is vir my as my helper. Hy is nie net vir my nie, hy is my helper. Hy sê nie net ek juig jou toe nie. Verstaan julle? Dis hoekom ons man so baie van rugby hou. Jy kan dit op die TV kyk of op jou selfoon die hoogtepunte kyk, maar jy hoef nie self te sweet nie. Verstaan julle? Jy voel jou in hierdie dinge en jy sien hoe slat ons nou, kap ons nou hierdie All Blacks. Maar jy doen niks self nie. Maar julle sien, die punt is net, is die Here sê, ek doen dit saam met jou, ek doen dit vir jou. Absoluut, hy is my helper. Hy is my helper. Johannes 14 vers 16 en 17 sê vir ons, hy sê die Here is jou parakletos. Die parakleet, hy is jou helper, hy is jou advokaat, hy is jou bemoediger, hy is jou bystand, hy is jou voorspraak, en hy is binne in jou, weer eens. Hy is binne in jou. 'n goeie voorbeeld, of jy kan sê 'n beeld daarvan, of 'n tipe van, wat Jesus vir ons gedoen het, en steeds doen, is in die boek Rut. Nou dit is vir my, soos ek nou gesê, die Passion Translation, daar in Efesiërs 1 vers 6 vertaal, and this unfolding plan brings him great pleasure. Nou Rut is soos die boek Rut, julle weet waar om te kry, né? Josua, Rigters, Rut. Ek ken daai boeke van die Bybel so in sulke rympies, jy weet, dan moet ek vir myself baie keer soek, dan moet ek eers sê Josua, Rigters, dan weet ook Josua. Verstaan julle? Maar is goed, hou ons skerp. Maar julle sien, die Here se plan ontvou.
En is vir hom 'n groot plesier hoe sy planne ontvou. En hier in Rut kan ons in gewone mense se lewens kan ons sien hoe die planne van God ontvou. Nie noodwendig soos wat 'n predikant dit nou vir jou sou wil uitwerk, alles net mooi en goed en alles nie. Nee, hier's allerhande lekker ryk nardesolie wat Rut aan haar gesmeer het, al sulke goedjies wat 'n predikant nou nie so gesê het nie, verstaan julle? Maar hoor nou, kom ons gaan vinnig deur die boek Rut. En hy sê in Rut 1 vers 1 tot 5 sê in die jare toe die rigters nog geregeer het, was daar hongersnood. Daar was hongersnood geweest. En Elimelech van Bethlehem, onthou dit, Elimelech van Bethlehem in Juda, het met sy vrou Naomi en sy 2 seuns, Maglon en Kilion, jy gaan nie meer hulle name lank noem oor die 3 nie, maar Maglon en Kilion, het hulle na Moab gegaan. En die volgende reël sê ons sommer vir mekaar, en daar is Elimelech toe dood. En die 2 seuns het toe met Moabitiese vrouens getrou, Orpa en Rut. Na 10 jaar, net 10 jaar het hulle nou so saamgebly, Naomi, Maglon en Kilion en Orpa en Rut. En toe is Maglon en Kilion ook oorlede. Toe hoor Rut, en dit is vir my so mooi hoe dit so eenvoudig gestel word. Toe hoor Rut dat die Here vir sy volk Israel sorg. Dit sê nie daar hy het vir sy volk gesorg en hul brood gegee. Met ander woorde, wat sê dit? Dit is interessant hoe die Bybel baie keer, net so sinnetjies sê baie, dit beteken dat dit gereën, die boere het geplant, daar het koring gegroei, het gars gegroei, hoor julle, dis 'n lang proses, dis nie sommer net so nie, goed, hulle hoef nie met Kain nog kunsmis en met die saadouens te veg en oor pryse nie, maar die punt is net, die Bybel hoef nie, nee, die Here het vir hulle gesorg, hy het vir hulle voorsien, al wat gebeur het, dit het gereën, die Here het gesorg, hy het voorsien vir hulle. Ek sê dit ekstra sodat ons meer vir die boere bid wanneer dit droog is. En sy het gehoor dat die Here het vir hulle brood gegee. Sy vertrek toe terug. Sy wil nou teruggaan, daar waar die brood is. En sy sê vir haar skoondogters in vers 8 van Rut 1, julle moet liewer teruggaan. Elkeen na haar ma se huis toe. Mag die Here gee dat julle elkeen 'n tuiste vind in die huis van 'n man. Nou goed, soos wat dit baie keer werk, veral in daai tyd gewerk het, baie keer werk, was daar net voorsiening waar daar 'n man is, want die man sit, verstaan julle, die werk gekry, hulle die werk gedoen. Maar ek wil tog tussen hakkies sê, daar is eintlik, in werklikheid, moet ons elke een vanoggend hoor, elke man en elke vrou, daar is net een man, by wie daar werklike tuiste is. Daar is net een man, by wie daar waarlik 'n tuiste vir my en jou is, by wie daar brood is. En dit is Yeshua. Dit is daar die geliefde een van wie ons nou gepraat het. Dis hy, dis alleen by hom waar daar vertuiste is, waar daar voedsel is. Al by hierdie skoondogters van Naomi wou nog steeds saamgaan. Wat lag jy seun? Al hierdie skoondogters, al twee wil toe saamgaan. Maar sy sê 2 maal vir hulle al twee, draai om my dogters. Sy wil julle moet by hulle families bly. Sy wil julle met die Moab bly. Vers 14, Orpa toe Naomi gesoen en teruggedraai. Sy het nie baie oorreding nodig gehad nie. Rut het egter aan Naomi bly vasklou. En vers 15, Naomi sê vir haar, kyk, jou skoonsuster het omgedraai na haar volk en na haar gode toe. En dit is net so, ek het dit in vet gedruk hier gesit. Sy het die skoonsuster sê, Naomi vir, het teruggedraai na haar volk, na haar mense toe, na haar gode toe. Nou of dit 'n toets was, en of sy regtig van haar wil ontslaa raak, dit weet ons nou nie regtig nie, né? maar die punt is net, sy, haar skoonsuster het teruggegaan na haar gode toe. Terwyl Rut kies 100% die teenoorgestelde. Sy kies die oorgestelde. Sy antwoord, moet my nie dwing om u te verlaat nie, vers 16. Want waar u gaan, sal ek gaan. En waar u bly, sal ek bly. U volk is my volk. Dis al klare groot stap. U volk is my volk. Die volk vir wie ons elke maandagooggend hier bid, né, vir Israel. U God is my God. U God is my God. Hierdie is 'n geloofsverklaring. Dit is 'n geloofsverklaring. In die Nuwe Testament sou gesê het Romeine 10 vers 9. Ek het met my mond bely dat Jesus die Here is en ek glo met my hart
dat hy uit die dood opgewek is. Daarom is ek gesousou, daarom is ek gered, ek is genees, ek is bevry. Maar sy het net gesê, U God is my God. Vers 19. Toe hulle in Bethlehem aankom, sê die vroue vir mekaar, is dit werklik Naomi? Is dit regtig Naomi? Nou Naomi beteken, my beste vriend op universiteit, ou Piet se vrou se naam was Naomi. Maar ek sien nou eers, Piet het my ook nooit vertel nie, hy is seker bang ek sien dit raak. Maar Naomi beteken letterlik pleasant. En in Afrikaans kan pleasant baie dinge beteken. Dit kan beteken aangenaam, behaaglik, welgevallig, vriendelik. Dit is wie Naomi was. Dit is die naam wat haar ouers vir haar gegee het. Klein Tehila van saam met hulle is pleasant. Sy is die mooiste dingetjie. Nee, hy is pleasant. Maar Naomi sê, vers 20, noem my Mara. Noem my Mara. In Exodus 15 vers 23 kry ons mos die verhaal waar hulle net uit Egipte land uitgekom het. En dan is dit, kom hulle mos by die een waterput waar hulle kom ons mos Mara. En hy is bitter. Hulle kan hom nie drink nie, en nou spilletjie klaar want is bitter en almal is bitter, nie met die water is bitter nie. Maar julle sien, maar Naomi sê ek is nou Mara, want ek is bitter, want die Almagtige Shaddai. Ons ken altyd die uitdrukking El Shaddai, God die Almagtige. Die Almagtige het dit vir my baie bitter gemaak. Maar wat vir my belangrik is om dit vir mekaar te sê, is ten spyte van, en ek weet volgende Sondag dalk preek ek of Samuel, en ons sê vir jou, jy moenie negatief praat nie. Hoor julle? Jy kan nie eers saam met die dokter praat nie. Betaal hom sy rekening, maar moenie saam met hom praat nie. Hoor wat hy sê en probeer iets daaraan doen, maar moenie met hom saam praat nie. Moenie negatief praat en dood oor jouself spreek nie. Dit sal ons vir jou weer preek. Maar vanoggend wil ek vir jou sê, ten spyte daarvan dat ek, as ek nou daar was, 'n bystander was, sou ek van Naomi gesê het, hoor jy aangenaam, pleasant. Luister nou hier, jy kan nie so negatief praat nie, verbrands. Hoor julle? Maar ten spyte van haar bittere gevoel, en dat sy voel sy's plat geslaan, die Here, die Almagtige het haar bitter gemaak, sê sy. Ten spyte daarvan, is die Here nog steeds met haar, soos ons nou verder gaan lees. Rut 2 vertel Naomi vir Rut, van hulle is nou daar, onthou hulle is nou daar in Juda, né? Hulle is in Bethlehem, hulle het teruggekom in Bethlehem. Baie belangrik, om die begin nie eers vir mekaar gesê nie. Ons het gesê, hulle kom van Bethlehem af. Hulle Naomi vertel vir Rut van hierdie familielid Boas, wat 'n vermoeiende man was, baie geld. En dit sê nie, die woord sê nou nie of sy meer gesê het nie. Jy weet, hy sê nou nie of sy, maar as Rut nou gaan om graan te gaan soek, sy wil gaan are optel. Sy wil letterlik soos die armste van daai tyd, hulle was nie, as jy geoes het, dan was die Joodse wet gesê, jy moet, waar ons nou ons beeste ingejaag het, by die mieliereste te eet, né, moes die armes, moes kom en kon optel. Ek sê nou vir jou, as ons na 'n stroper, ek het nou nie stropers gehad nie, maar as jy stroper gehad, jy baie opgetel. Maar goed, Rut gaan om op te tel agter die mense wat die gars sny, né? Dis gars wat hulle gehoes het. En sy gaan om are op te tel agter hulle, sodat hulle net kan brood maak. En dan is dit juis wanneer sy dit doen sy dit in 'n land wat aan Boas behoort. En Boas vra sy werkers, dit sê sommer dadelik vers 25, Boas vra sy werkers, aan wie behoort hierdie vrou? Boas is nie blind nie, prys die Here. En as hulle hom inlig, dan sê hy vir haar, ek is seker Bram het gesê, wie is hierdie vrou? Maar in elk geval. En aan wie behoort hierdie vrou? En as hulle hom inlig, dan sê hy vir haar, gaan hy na haar toe, en gelukkig is hy nie bang nie, en hy sê vers 8 en 9, sy moet net hier in sy land, sy moet nie na die ander lande toe gaan nie, sy moet net hier in sy land, moet sy optel, né? By sy vroue werkers moet sy saamwerk, en sy kan selfs wanneer hulle water drink, kan sy uit die waterkruike water vat. En dan teen etenstyd vers 14, dan gee hy haar brood en asyn. Hy laat haar saam eet met sy werkers. Sy mag ook vers 15 tussen sy sneiers se hope gaan optel, wat die ander mense nie mag optel nie. En dan sê hy nogal vir sy werkers, dat hulle moet vir haar are graan uit die bondels wat reeds vasgebind is. Hulle moet vir haar are gaan uittrek en dit vir haar neersit, sodat sy dit. So Boas is
Hals oor kop verlief. Die Bybel sê dit nou nie, maar dis wat ek sien, né? Ek sien dit. Ek sien hierdie storie. Maar net vinnig terug na vers 11 en 12. Sê hy oor alles wat sy vir haar skoonmoeder, hy sê vir Rut, hy sê oor alles wat jy vir jou skoonmoeder gehoor het, want sy het nou die verhaal gehoor, die storie gehoor by die ander. Mag jy vir alles wat jy gedoen het, verklaar jy 'n seëning oor haar. Hy sê mag jy vir alles wat jy gedoen het, ruim vergoed word deur die Here, die God van Israel, onder wie se vleuels jy kom skuil het. Hy sê vir haar, jy het onder sy vleuels kom skuil. Nou voordat julle dit begin hardop sê, Psalm 91:1. Hy wat in die beskutting van die Allerhoogste woon sal oornag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sê vir die al sê jou skoonma, die Here het haar bitter gemaak. Ek sê vir die Here, my skuilplek, my barskuiling, my God op wie ek vertrou. Ja, hy is die een wat jou red uit die net van die voëlvanger, van die dodelike pessiekte. Sê altyd, dit is om iets soos kanker om te red. Met sy vlerke sal hy jou bedek, onder sy vleuels sal jy skuiling vind. 'n Skild en 'n skans is sy trou. Die Here is jou beskermer. Boas verklaar, hy het heel moontlik die Psalm geken, maar Boas verklaar, en hy sê vir haar, hy verklaar teenoor haar, jy het onder die vleuels gekom, van die beskerming van die Here. Rut 3 sê Naomi vir Rut om te was. Hy sê vir haar, gaan was jou. Sit geurige olie aan. Trek jou beste klere aan. En waar Boas by die dorsvloer is om gars uit te wan, moet sy wag totdat hy klaar is. En hy klaar geëet het. En dit sê nou, staan in die Bybel, klaar gedrink het. So hy is in 'n vreugdevolle by, né? En ek wou dit nou nie gelees het nie. En wanneer hy gaan slaap, dan moet sy gaan. Dan moet sy by sy voete gaan lê. En ek wil ons weer onderbreek. Johannes 12 vers 1 sê, 6 dae voor die Pasga het Jesus na Betanië gegaan. Dit was die tuiste van Lazarus, wat Jesus uit die dood opgewek het. Toe het Maria 'n litra, is omtrent 22 kilogram, 'n litra egte, nee, ek jok, nee, ek is nou met 'n ander ding besig. Ek is nou besig met die hoeveelheid graan, is 22 kilogram wat Rut opgetel het. Terug aan Johannes, nie nou. Toe het Maria 'n litra egte, uiters kosbare nardesolie geneem, die voete van Jesus gesalf en met haar hare sy voete afgedroog, en die huis is deurtrek met die geur van olie. Iets van wat hier gebeur, dat hierdie vrou kom en sy gaan lê by hierdie ou kerel se voete, né? En met hierdie geur wat rondom hom is wat Jesus beleef. Wanneer Maria kom, en sy gooi hierdie absolute geurige olie oor Jesus. Sy was sy voete, sy gooi dit oor sy voete, sy droog sy voete met haar hare af. Hoor julle, iets daarvan, iets van hierdie, ek wil dit nie 'n liefdespel noem nie, ek wil dit eerder 'n geloofsspel noem. Iets van 'n afhanklikheid, 'n verering, 'n totale verering vir, in die begin het ons vir mekaar gesê, die geliefde, Jesus, die een waaroor alles vir ons gaan. Iets van dit, Romeine 3 vers 8, Rut 3 vers 8, in die middel van die nag skrik Boas wakker. Nou goed, Boas het vasgeslaap. Maar as ek daai reuk gekry het, sou ek wakker geword, maar in elk geval, in die middel van die nag skrik Boas wakker, iets raak aan hom, en so waar, daar lê 'n vrou by sy voete. Wie is jy, vra hy? Hy sê, ek is Rut, u slavin. Gooi die soem van die kleed oor u slavin, want u is die losser. Weer onderbreek, ekskuus, tussen hakkies. Lukas 8:44. Sy het van agter af nader gekom en die soem van sy boekleed aangeraak, en haar bloedvloeiing het onmiddellik opgehou. Maar Jesus het gesê, iemand het my aangeraak, want ek het agtergekom dat daar krag uit my vloei. Sy het toe vertel waarom sy hom aangeraak het, en hoe sy onmiddellik gesond geword het. Toe sê hy vir haar, dogter, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Hoor julle die wysheid wat die Here vir Mara gegee het, wat nie besef sy is Naomi nie. Snap julle die wysheid daarvan, dat wat hier gebeur, is wat die Here vir elkeen van ons sê.
Sê nou vir ons, vir een van ons manne, sê nou vir Lucien, hy moet hom mooi gaan aantrek. En hy moet lekkerheid goed aanspuit. En ek wil nou nie 'n tipe hoor en noem nie, want dis dalk jou gunsteling, maar in 'n geval, want as party wat net nie vir my lekker ruik nie, maar in 'n geval, maar hy spuit aan en hy moet nou gaan lê by die voete. Nee. Dis hoekom die Here sê ons is die bruid van Christus. En ek sê nou vir julle, ons het die absolute voorreg om dag vir dag, moment vir moment, ons hoef nie te wag vir droogte nie. Ons hoef nie te wag om te hoor of dit weer goed gaan nie. Ons hoef nie terug te gaan na waar ons was nie. Ons is in die teenwoordigheid van die Here. En ons kan by sy voete lê en ons kan sê, Here, dankie dat ons U kan aanraak en dat U ons aanraak. Dankie dat ons kan vertrou op U sousou. Omdat ek met my mond bly, met my hart glo, is ek gesousou, ek is gered, ek is genees, ek is gesond. Ons kan dit eenvoudig net vat. In rit 4 gaan Boas, maar na hierdie belewenis kon hy nie anders nie. En hy gaan hom met die ander losser, want daar's 'n ander losser, sê Boas, wat eintlik die eerste opsie gehad het, né? Maar die wil hy toe nie doen nie, want hy's toe bang, maar Boas manipuleer hom ook maar goed, hy's ook baie slim, né? Want hy herinner vir hom, as jy losser gaan wees vir hierdie mooie jong vrou, hy sê, noem haar nie op enige plek mooi nie, maar ek maak die storie beter vir myself. Maar wanneer hy sien daar kans vir haar, maar hy wil nie hê, dat sy familie besit, dat sy besittings wat hy het, alles in die war kom nie, verstaan jy? Hy wil nie dit betrokke maak daardeel nie. Die woord sê hy wil nie sy familie besit bederf nie. Daarom sê hy nee. En dit is wat Boas wil hê. In vers 8 en 7 en 8 sê Boas van rit 4, Boas word die losser. En dan gee hy sy sandaal as teken van die bekragtiging. Weer tussen hakkies. Hebreërs 9 vers 12, hy het ook nie met die bloed van bokramme en bulkalwers nie, ook nie met 'n sandaal tussen nog 2 hakkies nie, maar eens en vir altyd met sy eie bloed die heiligdom binne gegaan en 'n ewige verlossing vir my en jou bewerk. Hoor julle, Boas het letterlik die verlossing bewerk. Hy het dit bewerk sodat hy die bruid syne kan word. Dit is wat Jesus vir ons gedoen het. Maar dit was nie net die uitruil van 'n sandaal nie. Dit was sy hele wese moes hy gee. Hy het nie net sy liggaam gegee nie, hy het nie net sy bloed gegee nie, hy het sy binneste gegee, want hy was gevul gewees aan daai kruis met al ons sondes en tekortkominge. Rit 4 vers 11. Al die mense wat by die dorpspoort was en die oudste sê toe, ons is getuies, sê hulle toe kom ek sê hulle toe vir Naomi, né? Want nou het Boas en Rut het nou getrou. Julle sal sê, nou sê jy dit sommer net so, die hele storie loop. Nee, die troue is nie belangrik nie. Hulle het getrou, en daar is toe 'n kind gebore. Al die mense wat by die dorpspoort was en die oudste sê toe, ons is getuies, mag jy van krag tot krag gaan. Dit sê nou eers vir hom. In Efrata en roem verwerf in Bethlehem. Hulle sê vir Boas, mag jy roem verwerf hier in Bethlehem Efrata. Wat het in Bethlehem Efrata gebeur? Maar ons is weer tussen hakkies. Wat het in Bethlehem Efrata gebeur? Yeshua Jesus, die verlosser, die losser van lossers, is gebore. Hy het gekom, wat ons aan die begin gesê het. Hy het gekom daar. Hy is gebore daar. So Samuel sê, ons praat oor verjaarsdae en hierdie een is nou so oud. Ons sê, maar ons moet eintlik letterlik, en ek dink toe nogal daaraan, mens moet eintlik letterlik besluit, jy gaan 9 maande by jou geboortedag tel, en sê, dis die dag wat ek op die aarde gekom het, dis die dag wat ek begin lewe het. Al is dit dan net om vir aborsie uit te skree. Want dis toe ek 'n mens geword het. Mag jy van krag tot krag gaan in Efrata en roem verwerf in Bethlehem. Jesus, Yeshua, het roem verwerf. Elke mens op hierdie aarde basies, wel 89% van hulle ten minste weet dit. Hulle weet van hom. As jy hier in ons land loop, almal weet van Jesus. Dis hoekom ek altyd vir hulle vra, ken jy vir Jesus? Dan sê hulle ja. Ek sê nee, ek wil nie weet of jy al van hom gehoor het nie. Ek wil weet of jy hom ken.
Ja, daai jy hom. Het jy 'n persoonlike verhouding met hom? Praat jy met hom? Gesels jy met die Here? Vers 14, die vroue het toe, en toe nie kort hierna, tussen hierdie twee nou, is hulle toe getroud. En Obed is gebore, en die vroue het vir Naomi gesê, die Here moet geprys word. Hy het jou vandag nie sonder 'n losser gelaat nie, maar mag die losser beroemd wees in Israel. Die losser van alle lossers is beroemd, né? Ons hoef nie daaroor te wonder nie. Vers 15, mag hy jou lewenslus herstel en jou versorg op jou ou dag. Ek verklaar, mag die Here, nou meeste van julle is prysnaam, ek bly vir die Here dat julle nie so oud soos ek is nie, maar ek sê nou vir jou, mag steeds, laat die Here jou lewenslus herstel. Mag jy lus raak vir die lewe. Hoekom? Want jy is op 'n lewenspad, 'n ewige lewenspad, wat begin in die dag toe jy eerste keer jou met jou hart geglo het en met jou mond bely het. Het jy met ewige lewe. Ek sê nou vir jou, ek verklaar lewenslus, lus vir hierdie ewige lewe, saam met Jesus. Mag hy jou lewenslus herstel en jou versorg op jou ou dag. Hier's niemand wat oud is nie, maar in elk geval. Vers 17. Die buurvroue het vir hom 'n naam gegee. Dis nou vir die seentjie wat gebore is. Hulle het gesê, 'n seun, hulle sê nie 'n seun is vir Rut, hulle sê 'n seun is vir Naomi gebore. En hom toe Obed genoem, Obed. Obed kom van die woord Obad, wat beteken om te dien. Maar dit word selfs gebruik toe 'n paar plekke as 'n worshipper. Nie net om te serve of om te dien nie, maar om te bid dien. Julle weet, om die Here te aanbid, om hom te eer en hom te loof. Die aanbidder, die servant, is gebore omdat God se plan vir Rut en vir Boas was om in die geslagsregister te wees van Jesus, die ware verlosser. Interessant genoeg, Rut is die enigste een van 4 vroue wat genoem word in Matteus 1 en in Lukas Markus deel van die geslagsregister van Jesus. Die enigste van 4 vroue wat genoem word. Inteendeel, onder daai 4 vroue is Batseba onder andere een, net so 'n paar na Obed se geboorte. Maar Batseba se naam word nie eens genoem nie. Nee, die woord draai ons nie doekies om oor ons foute nie. So wanneer dit by Dawid kom en Dawid het hierdie kind gehad by die vrou van Isai, die ou vir wie hy doodgemaak het om Batseba te trou. Hoor julle, dis interessant hoe die Bybel sakpatats net so neersit in die middel en glad nie daaroor praatjies het nie. Maar Obed was die vader van Isai en Isai die vader van Dawid. So kom die geslagsregister van Jesus aan. En ek wil vir julle vanoggend sê, Obed, die servant, die worshipper, is deel van die geslagsregister van Jesus en ons is opgewonde en as iemand daar in Israel sê, maar ek is nog deel daarvan, ek is seker, ek het gekyk, weet ek nie hoe het hy gekyk nie, maar ek en jy kan vanoggend sê, ek is deel van die nageslag van Jesus. Ek is deel van, as hulle 'n nuwe nageslags, as jy in die boek van die lewe gaan kyk, in die hemel eendag, in die boek van die hemel sal oopgemaak word, en jou naam is daar omdat jy glo en bely, dan sal jy weet, ek is rarig. Dit is nie sommer 'n storie nie. Ek is deel van die nageslag van Yeshua. Ek is deel van sy nageslag. Maar ek is nie net deel van hulle wat na hom gekom het nie. Ek is deel van hulle wat saam met hom gelewe het. Ek is deel van hulle wat 'n pad saam met hom geloop het. Elke dag van my lewe loop ek 'n pad saam met hom. Ek het saam met hom geskiedenis gemaak in my tyd. Al skryf niemand dit neer nie. Ek skryf dalk so 'n paar goed in my gebedsboek, né? Maar ek skryf gelukkig so lelik, niemand sal sommer my stories kan oorvertel nie. Ek het nou die dag iets vir een van my ou skoolmaats, ou Ronald gestuur, wat ek net so geskryf het sommer 'n vers so goed. Toe stuur hy vir my terug, toe sê hy, nee, ek gaan nou dadelik 'n dokter sien sodat hy dit vir my kan lees. Of apteker, nee, hy sê apteker. Ek gaan nou dadelik na apteker toe, dat hy dit vir my kan lees. Prys die Here.
Prys die Here. Maar hoor julle, ek en jy is in die nageslag ingeskryf van die koning van die konings. Ons is kinders van die Allerhoogste. Ons lewe in sy teenwoordigheid. Ons lewe absoluut met vrymoedigheid in sy teenwoordigheid. Daarom kan ons vanoggend vir hom sê, Here, your presence is heaven to me. Ek hoef nie te wag vir die hemel om die teenwoordigheid van die Here te beleef nie. Die hemel is dalk nog te ver, is vir my heeltemal te ver. Hoor julle, is tyd dat ons word soos kindertjies, wat by 'n kinderpartytjie is. En hier is 'n tafel nogal op hulle hoogte, dis gevaarlik om dit te doen seker, maar hier is 'n tafel op hulle hoogte, en daar is die lekkerste eetgoed. Daar sjokolade, koekies is ek saam, maar daar is die lekkerste eetgoed, nie glad nie 'n skimp nie, maar in elk geval, 'n lekkerste eetgoed, en nou wil jy eers 'n klomp stories maak, en hierdie tannie wil 'n speech gee, en hierdie tannie wil 'n speech, daai kindertjies, jy sal hulle moet so keer, verstaan julle? Nou dit is hoe ek en jy moet wees, konstant oor die teenwoordigheid van die Here. Ek kan nie wag vir volgende Sondag se worship nie. And your presence is heaven to me. En ek leef letterlik Kolossense 3 soos wat ek my oë ophef na die hemel. My gedagtes dink aan die dinge wat in die hemel is, nie wat op aarde is nie. Soos my kop in die wolke. Want ek lewe met hom by my en in my, saam met my konstant. Dankie Jesus. Dankie Jesus, dat ons losser, Yeshua, ons koning, het vir ons gekom. Hy het vir ons gesterf, hy het vir ons oorwinning behaal. Dankie Jesus, dankie Here, dat ons kan sê, soos hierdie Passion Translation sê, and this unfolding plan brings him great pleasure. Dankie Here, dat hierdie plan van U, prys U naam, nie net in Naomi en Rut se lewens en Boas se lewens nie, maar in ons lewens het hierdie liefdesverhaal ontvou. Hierdie liefdesverhaal het ontvou en die aangenaamste reuk is die van U teenwoordigheid. En ons loof U, ons verheerlik U koning Jesus. Dankie Here. Die aangenaamste reuk is wanneer ons nou oor mekaar verklaar. Maak nie saak wat se pyn jy het nie. Maak nie saak wat se probleme jy het nie. Ek kom verklaar nou in die naam van Yeshua Jesus 100% oorwinning. 100% oorwinning. En ons eer U daarvoor, genesing, gesondheid. Verklaar sozo, genesing, gesondheid, bevryding en ja ook redding. Dankie Jesus. Ons loof U naam. Dankie Jesus. Kom ons gebruik nagmaal. Ek wil tog vir julle lees. Maar ek wil die vers 5 en 6 lees, soos wat die Passion Translation, Efesiërs 1, vers 5 tot 6 vertaal. Hy sê, for it was always in His perfect plan to adopt us as His delightful children through our union with Jesus, the Anointed One, so that His tremendous love that cascades over us would glorify His grace. For the same love He has for the beloved Jesus, He has for us. And this unfolding plan brings Him great pleasure. Vader, ons loof U. Dankie Jesus. Dankie Jesus. En Here, ons kan U net eer en loof. Dat elkeen van ons is deel van hierdie plan van U. 'n Plan van God om ons te red. Ons loof U. Maar nie net ons te gered het nie, maar sodat ons elke dag vir U en saam met U kan lewe in U teenwoordigheid. Te kan weet die helper, die parakleet, Heilige Gees is in ons. Dankie Jesus. Loof U naam. Dankie Here dat ons U liggaam kan ophou. U liggaam kan ophou. Hierdie broodjie, die liggaam van Jesus kan ophou en kan sê, Here, deur U liggaam en die wonde op U liggaam, is daar vir ons totale genesing. U wonde het vir ons genesing gebring. En ons verklaar in ons liggame ja. En ons verklaar ook in ons finansies ja. Maar dankie Here, in elke gedagte in ons kop, elke bekommernis, elke ding,
ons verklaar genesing. Genesing in elke verhouding in ons lewens. In Jesus se naam. Maak nie saak met wie of waar nie. Ons verklaar nou genesing in Jesus se naam. Dankie Here, genesing in elke verhouding. En ek wil bysit, ook die verhouding met jouself. Ook die verhouding met jouself. Jy hoef nie in die spieël te kyk nie, maar net as jy sit en woord lees, dink 'n bietjie daaroor. Daar's baie goed wat ons onsself nog nie vergewe het nie. Ek kom met elke nou en dan agter. En ons kom verklaar, Here, dankie dat deur u liggaam is ons genees. Al ons sonde, al ons tekortkominge, die skuldbewys met sy eise teen ons, Kolossense 2, aan die kruis gespyker. Dankie Jesus, dankie vir u liggaam. Dankie Jesus. Dankie Jesus. En dankie Koning Jesus vir die kosbare bloed. Bloed van 'n volmaakte offerlam wat gevloei het vir elke een van ons. En ons sê dankie dat op grond van u bloed het ons 2 Korintiërs 5:21 die geregtigheid geword van ons Vader in ons Koning Jesus. Hy wat nie sonde gedoen het of geken het nie, is as 'n sondaar behandel, sodat ons die geregtigheid van God in Christus Jesus kon word. En ons sê dankie Jesus. Ons prys en loof u. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Ons prys u naam. Prys u naam. Amen. Amen. En ek wil net sê, ons herinner julle môreoggend is daar, elke maandagooggend is daar gebed vir Israel 10:30. Dis meestal ouerige mense. Hulle staan baie vroeg op, maar teen 9:00 is hulle weer moeg, so dan rus hulle bietjie dan. Ek praat van myself. maar in elk geval so dis 10:30 bid ons hier saam so vir 'n uur en 'n half. En dan Woensdag aand 6:00 bid ons saam vir ons land en vir onsself en vir almal in hierdie land van ons. Ons het die voorreg om 'n land te kan hê wat baie gebed nodig het. Konstante gebed nodig het. Prys die Here. Dankie Jesus. En dankie Here dat ons ook ons offergawes kan gee. Dat ons kan seën, dat ons kan insaai in lewens in. Insaai in lewens in. Prys die Here. Dankie Jesus, ons loof u daarvoor. Dankie Here dat u vir ons so voorsien, dat ons letterlik, die meeste van ons kon vanoggend hiernatoe ry met 'n voertuig. Die meeste van ons het by ons huise, het ons kos in ons yskaste, of ons kan gaan koop. Ons sê net, Here, ons leef in oorvloed. En ons sê, dankie daarvoor, Vader. Dankie Here, dat ons nou kan verklaar in die naam van Yeshua, ons Here, die Here seën jou, en hy beskerm jou. Die Here laat sy aangesig oor jou skyn, en hy gee vir jou totale genade. Hy verhef sy aangesig oor jou, en hy gee vir jou sy shalom, shalom. En so roep ek die naam van Jahweh oor jou uit, in Jesus se naam. Dankie Jesus. Amen. Amen. Prys die Here. Prys die Here. Amen.